11 jaar oude Lucky van Zimbabwe het nie kerk toe gegaan nie. Nie een van sy familielede het kerk toe gegaan nie. Een Sabbatdag egter het van sy vriende hom genooi om saam met hulle kerk toe te gaan. Lucky het saam met hulle na die 7-dag Adventiste kerk toe te gegaan en hy het so baie daarvan gehou dat hy sy ma genooi het om saam met hom te gaan. Lucky se ma het saam met hom gegaan, maar sy het egter nie baie daarvan gehou nie. By die kerk het mense God aanbid, maar Lucky se ma het haar voorvaders aanbid, soos baie ander mense in Zimbabwe. Selfs al was hulle reeds dood, het sy geglo dat sy met hulle kon praat. Gedurende die preek het sy vir Lucky gefluister, "Glo hierdie mense in hierdie kerk anders as ek?" "Ja, hulle doen," het Lucky teruggefluister. Sy ma het niks verder gesê nie, maar toe hulle by die huis kom, het sy Lucky begin skel. Sy het hom elke dag uitgeskel vir omtrent 'n week lank. Toe word sy stil en het geweier om met hom te praat. Lucky het steeds bly kerk bywoon. Na 3 maande het Lucky se ma skielik weer met hom gepraat. "Jy mag nie hierdie huis verlaat op Saterdagoggende nie," het sy gesê. Lucky se ma het seker gemaak dat hy nie kon kerk toe gaan nie. Sy het hom toegesluit in sy kamer en slegs die deur oopgemaak wanneer die kerk reeds verby was. Toe Lucky se ma opmerk dat hy steeds in God bly glo het sy besluit dat daar iets fout met hom moet wees. Sy kon nie verstaan hoekom hy nie, soos sy, die voorvaders wou aanbid nie. Sy vra toe 'n tradisionele geneesheer wat ook voorvaders aanbid, om na haar huis toe te kom om te kyk wat fout is met Lucky. Maar Lucky wou nie met die tradisionele geneesheer praat nie. Hy het na die badkamer toe gehardloop en die deur toe gesluit. Lucky se ma het by die deur gaan staan en geskree, "Hoekom weier jy om met die geneesheer te praat sodat hy kan uitvind wat fout is met jou?" Lucky het van agter die geslote deur verduidelik dat die Bybel leer dat mense nie met hulle dooie voorvaders kan praat nie. Wanneer mense dood is, kan hulle nie hoor of praat nie, want hulle slaap, het hy gesê. "Hoekom wil jy my dwing om iets te doen waarmee ek nie gemaklik is nie?" Lucky het daardie nag in die badkamer spandeer. Vroeg daardie môre het hy die deur oopgemaak en na sy kamer teruggesluip. Hy het onder 'n kombers ingekruip en aan die slaap geraak. Maar toe sy ma wakker word en hom in die bed sien lê, skree sy op hom en sê, "Hoekom is jy nog in my huis, aangesien jy 'n Christen is? Gaan na die Christene toe en bly by hulle." Die twee van hulle het vir die res van die dag nie weer met mekaar gepraat nie. Die volgende dag het Lucky se ma beloof dat hy nie weer kerk toe sal gaan nie. Hy was moeg daarvoor om te beklei. Lucky het sy belofte vir 'n jaar lank gehou, maar sy vriende het hom bly teruggenooi na die kerk toe en uiteindelik het hy weer begin gaan. Hy het egter nie vir sy ma gesê nie. Baie jare het verbygegaan en Lucky het graad 8 klaar gemaak. Een van sy vriende het besluit om na 'n Adventiste hoërskool toe te gaan en Lucky wou ook graag soontoe gaan. Hy het dus na sy ma toe gegaan om haar toestemming te vra. Lucky se ma was nie seker of dit 'n goeie idee is nie, maar Lucky het haar oortuig dat die Adventiste skool beter onderwysers gehad het. Dit was slegs 'n maand in die skooljaar toe Lucky sy hart vir die Here gegee het en gedoop is. Sy ma was aanvanklik baie ontstel, maar na 'n ruk het sy gekalmeer. Toe gebeur iets wonderliks. Sy ma het skielik begin belangstel in God. Lucky het 'n Bybel van die skool af huis toe gebring en saam met haar hulle daaruit begin lees. Hy het haar weer genooi om saam met hom kerk toe te gaan. Lucky se ma het sy uitnodiging aanvaar en van toe af gaan sy elke Sabbat saam met hom. Lucky bid elke dag dat sy ook haar hart vir God sal gee. Lucky het sy liefde vir God met sy ma gedeel deur 'n Bybel wat hy by die Adventiste skool in Bulawayo, Zimbabwe geleen het. Die 13de Sabbatskool offergawe hierdie kwartaal kan ander kinders ook help om God met hulle ouers te deel. Deel van die offergawe sal gebruik word om Bybels aan kinders in Zimbabwe en ander lande in Suidelike Afrika te gee. Dankie vir u beplande bydrae tot die sending offergawe.